Right, Jan Smeer like oorlog maak. Veral as dit kom teen indringer, bome, bosse, daai tipe van goeters, nê. Hoe doen jy dit en hoe sort jy daai goed ordentlik uit? Jan Daniel het 'n plan. As jy Nampo toe kom, nê, moet hulle nie kom mis nie. Of as jy nie Nampo toe kom, jy sorg dat jy daar uitkom. Want daai lokomotief wat agter my staan, nê. Sien, ek kan net sowel 'n kanon daar op die kant ook gehad het. Check 'n bietjie hierso. Jan Daniel, hoe lyk dit? Goed, dankie self, André. Nee, doodstil rustig. Jy sê julle het nou solidly oorlog verklaar teer indringer, plante, bosse, bome, daai tipe van goede. Ja, André, ons het al hoe meer agtergekom van die probleem met bosverdigting reg oor Suid-Afrika en indringer plantspesies en spesifiek bome bome en bos wat indringers is. En ons het besluit ons wil help. Ons wil graag 'n groot aandeel hê in die help van die probleem op te los. Maar jy weet die groot issue waarmee ek altyd sit is daai is net 'n daadwerklike koste. Ja, ek kry oor die langtermyn kry ek nou weer my grond terug en my beeste kan nou wy en te kere gaan en gras en al die goeders wat terugkom. Maar dis soos wat ons altyd op die peken het bome, jy verloor 2 jaar as jy lucering tussen in plant, maar dan kom jy ten minste daar, nê. Cashflow. Presies wat ons besef het. Dit is ontbosting is duur. Of bosverdunning is duur vir die boer. So as die boer iets kan terugmaak uit dit. En in ons geval hoop ons om dit so te hê dat die boer nie net iets terugkry nie, maar 'n goeie wins maak daaruit is wat ons mikpunt is. En wat ek dink ons baie goed reg kry op die stadium. Nou verduidelik my gou, nee, want julle het nou laas jaar het julle nou die Baba lokomotief hier daar gehad, nee, maar nou het julle 'n dik trein wat julle saamsleep Nampo toe. Verduidelik my bietjie wat se ding is hier agter jou en hoe pas hy nou in teen die oorlog op indringer plante? Ja, André, dit lyk vir my dit is nou maar hoe Nampo vir ons loop. Ons bring elke jaar nou 'n groter oond saam. En uit die aard van die saak het ons nou laas jaar die 3000 liter kielen daar gehad en ons het besluit maar ons sal maar moet die 6000 liter daar hê wat nou ons grootste oond is. So wat 6000 liter beteken is ons biomassa chamber bo Ja, vat 6 kubieke meter se hout. Met een oond kan jy al daai prosesseer. Jy kan ook vir die ouens wat nou nog groter wil gaan, kan ons hulle in serie met mekaar koppel. okay, so kan ek hulle nou net langs mekaar Ja. daar basies neersit. Ja, so ons gas, omdat ons 'n behoorlike kondenser het, is ons gas koud by die tyd wat hy onder uitkom. So ons kan dit deel tussen die oonde wat ook jou proses meer effektief maak en meer opsies gee in. Nou kyk, ek wil nie te veel weggee nie, want ek wil hê die ouens moet weer kom kuier op Nampo, nê? Maar die oond gaan mos nou nie alleen nie. Ek sê nou oond. Kielen, nou ek kan nooit daai naam uitspreek. Eendag gaan ek hom reg kry. Ek het Jan Smeer nou al reg gekry, maar sal Kielen ook reg kry eendag vir 'n tyd, nê. Daar's 'n klomp goed rondom dit, nê, wat maak dat hierdie ding mos nou nie, want nou gaan dadelik die takke af, maar nou hoe stoot ek nou net die takke hier in, maar nou in die hoe werk jou storie? Of het julle 'n hele solution vir my? Ja, so dis presies hoekom ons vir jou sê ons het oorlog verklaar. Ons het besluit ons gaan hierdie van die begin tot die einde. Dit wat ons nie self kan hanteer nie, kan ons wat verwysings aanbetref kan ons doen. Ons het 'n billeter. Ons het eerstens 'n oesmasjien wat op 'n excavator pas wat help met die oeswerk. Om verdunning te kan doen en spesifiek selektiewe verdunning te kan doen. Maar hoe werk dit dan? So dis 'n skêr wat op die punt van 'n excavator pas. Ja. En jy kan jou bos afknip en vashou en jy kan dit dan nou pak met die stamme alles in dieselfde rigting. So dis soos daai goed wat hulle in die bos bou en daai goeders gebruik, nê? Dis reg. Ja. Maar daai goed is mos nou 'n ongelooflike duur toerusting daai, nê? Of het julle hom nou reg gekry om hom goedkoper te maak sodat hy in my pakkie inpas? Ons het dit reg gekry om 'n bekostigbare ding vir die boer te gee wat baie effektief is. Ja. Jy kan jouself nou voorstel 'n 6 ton excavatortjie het so 6,5 meter radius wat hy so dis nou 13 meter wat jy sonder om te beweeg kan afsny en pak met jou stamme almal in dieselfde rigting wat nou maklik is vir jouself verdere verwerking van dit. En of ek meen as ek 'n
as ek jou reg verstaan, as hy op 'n excavator kan werk, kan ek hom waarskynlik op 'n TLB ook doen. Ek gaan nou net nie 360 grade hê nie. Ek gaan hom maar net op 'n punt begin en dan maar met hom so deurhardloop en dan kan ek nog steeds alles op een kant pak. Dit is eenvoudig die attachment wat ons op hom sit, die plek waar hy vasmaak. So jy kan dit op 'n TLB doen, hoewel hy baie effektief is op jou, omdat jy heeltemal daai radius het en so effektief in die rondte kan beweeg, is die Maar die ding is, as ek nou nie daai kapitale uitleg wil maak nou vir 'n excavator nie, ek het 'n alternatief. Jy kan hom self op die voorkant van 'n skietsteer of 'n hierdie awaantjie sit. Ja. Jy het net 'n twee-rigting auxiliary op jou hidrolies nodig om hom te kan gebruik. Okay. Maar ek is nie klaar nie. Ek wil nou net sê, want dan lê boontjies nou. Die boontjies lê nou daar. Hulle lê nou daar, maar nou moet ek vir boontjies hier inkry en daar is blare en goed aan en al die dinge. Ja, so wat ons nou verder gedoen het, ons het 'n billeter ontwikkel. Ons is in die ontwikkelingsfase van dit. Ons het ons eerste billeter gebou en hy is nou hard aan die werk. Hy verdien sy pap en dan bring ons hom terug en so dit is ontwikkelingsfase. Ons gaan hom ook op Nampo launch. Ja. So, en hoe werk jou billeter dan nou? Wat maak hom nou spesiaal? So wat hy dan nou doen is, jy het nou jou goed geknip en gepak met die stamme almal in dieselfde rigting. Dan kan jy nou daai stompe kan jy nou soos dit nie eintlik gebruik. So dan sit ons hom deur die billeter. Nou wat die billeter doen, ek het 'n sampel hier naby, voorbeeld hier naby gesit. So wat hy dan doen is hy knip hom in sulke stukke. Ja. Maar gaan hy hom nou nie shred nie? Of het jy hom so jy wil hom juist heel hê, want van die ouens wil nou ja, maar dis wat ek bedoel, hy gaan hom nou nie, hy gaan hom nie, hoe maak julle dit hom nie shred nie? Nee, so hy het twee lemme wat bymekaar uitkom en hy knip hom elke, soos hy deur gaan knip hom elke 300 mil. Nee. Ja. Alles gaan oor timing. So hy het 'n timing op wat daai lemme mooi presies op dieselfde tyd bymekaar laat kom en dan knip hy dit nou in stompies. En dan vat ek vir stompies, ek gooi hulle, maak die mandjie vol en dan maak ek chak. Dan sit jy nou met stompies en sit met blare, maar wat nou lekker is alles is in sulke stukkies gesny. Jou dun stokkies en jou dik stokkies en nou kan jy dit eenvoudig sif in die waar jy dit wil hê. So jy kan jou stompie gedeelte kan jy een kant toe sif en jou blare aan die ander kant toe en jy kan jou boskos maak met daai of jy kan kompos maak met jou fyner en jy kan presies besluit volgens jou aperture op jou sif wat se rigting jy waar jy hom deel. Yes, dis baie cool. So jy het nou vir my start tot end, nê? 'n hele nou gaan ons totaal en al die goeders eradicate, as ek dit so kan stel, wat my pla, al die bosse en bome en goeders wat my pla, en hulle gaan vir hulle self betaal om hulle self uit te haal. Dis reg. En dan gaan ons nou, dan stop ons nie daar nie. Na die oond stop ons nie. Die gedeelte is ek nie seker of ek jou al mag vertel nie, maar ek gaan dit in jou oor fluister, Andrei. Ja. Ons gaan dan van daar af beplan ons 'n koöperasie waar ons kan help met die verspreiding en vir die aankoper se onthaalwe en vir die boer wat die ontbossing, want wat ons nou geleer het is van die boere wat baie keer gebeur is die boer maak sy eie houtasyn en sy eie biochar vir homself om op sy eie boerdery te gebruik. Maar wat nou baie keer gebeur is die beesboere het nie noodwendig afset nie. Hulle het nie genoeg plantgrond noodwendig om hulle eie produk te gebruik nie. En hy's nou nie in hierdie game om nou te gaan sakkies charcoal verkoop en sulke goeders. Hy wil nie met die bemarking gedeelte sukkel nie. So wat ons hoop om so teen die middel van hierdie jaar te kan hê is om 'n koöperasie te kan hê waar ons vir die kliënte wat wil aankoop 'n konstante supply kan hê. Hulle het 'n mark op die einde van die dag waar hulle met hulle ander produk kan heen gaan. Ja, hulle wil nie noodwendig direk met die boer gaan sukkel wat nou sê nou maar in planttyd te besig is om so hulle wil 'n konstante mark hê waar hulle sê nou maar baie keer is dit nou 'n geval van 'n ou soek 2 of 3 containers 'n week. En die boer kan nie noodwendig dit aanvul nie. So waar ons 'n koöperasie het waar almal kan bymekaar of wat die koper weet hy kan soontoe kom en hy kan kry wat hy wil hê, die kwaliteit wat hy nodig het en of dit nou houtasyn of dit biochar is en of dit houtskool is, kan hy daar gaan kry al die produkte en dan
en waar dit ook dan nou gaan help is met die verwerking. Elke boer hoef nie sy eie verwerkingstoerusting te hê op die goeders nie. So, wat jy vir my wil sê is nie net het julle nou oorlog verklaar nie, maar julle is besig om 'n daadwerklike army saam te trek om hierdie storie ordentlik uit te sort, dis nee. reg. En ons is nie alleen in die ding nie, moet ek sê, André, ons het paar vernote wat saam met ons die ding doen. Die masjiene is nou ons in, maar ons het mense wat kan help met die rehabilitasiekant, met die grassaad, en ons het mense wat kan help met die vir die ouens wat partykeer wil die ouens gif spuit. Ons het ouens wat ons kan verwys wat kan help met die gifspuitery. So op die ouend van die dag het ons 'n bietjie van 'n span wat saamwerk op hierdie goeters en wat op die ouend vir ons al die oplossings gaan. So, wat jy wil sê is al wil ek nie noodwendig nou met die goeders verkoop of so nie, daar's my opsies. Ek moet vir jou kom kuier op Nampo en dan verduidelik jy vir my mooi hoe werk hierdie lokomotief agter jou en al die trokke wat agter hom gesleep word, nê. Nee. Dis presies wat ek bedoel, André, ons wil gaan 'n paar verrassings, ons gaan nie alles verklap vandag soos ek nou gesê het nie. Ons gaan so 'n paar verrassingkies hou, maar vir die ouens wat bosprobleme het, asseblief kom draai. Julle gaan nie julle tyd mors nie. Kom maak 'n draai, ons gaan vir julle mooi wys wat ons planne is en wat ons vorentoe beplan met julle probleme. Uitstekend. Ja, Daniel, dankie baie. Right, so, as jy wil deelneem aan Jans Meer se oorlog, nee, gaan Nampo toe, klik die linkie bo vir onder, kom jy met hulle in kontak, as jy sommer 'n bietjie met hulle wil gesels voor die tyd, en gaan kuier vir hulle op Nampo, jy weet daar by Jones, daai ding wat so hoog in die hoek is, net so skuins oorkant, nee, as jy op die regte plek, of kyk op die Nampo app, jy kan hulle nie mis nie, jy kan in elk geval die lokomotief miskyk op Nampo nie, nee, so, gaan kuier vir hulle, en dan kry jy 'n daadwerklike oplossing vir daai bosse wat jou nou al jare pla.